wil vra dat iemand my net dalk help met 'n music stand, asseblief. Jy kan saam met my blaai na Markus die 8ste hoofstuk toe. As Jesus vanaand fisies hier was, nou moet nou nie diep geestelik met my raak en sê hy is fisies hier nie. Ek weet hy's hier en ek weet alsmaar as hy nou fisies hier gestaan het vanaand. Baie dankie. Retief, as hy nou fisies hier gestaan het vanaand en in Markus 8 gaan ons nou lees die gedeelte van die vermenigvuldiging van brode en visse. En jy kan na Jesus toe stap. En jy kan hom vra om iets vir jou te vermenigvuldig. Wat jy hom gee, wat sal dit wees? Wat sal jy hom vra? Sê Here, hier's iets. Vermenigvuldig dit asseblief vir my. Sal dit jou passie wees? Sal dit integriteit wees? Sal dit jou invloed wees, jou impak wees? Sal dit dalk die vrug van die Heilige Gees wees? Jou vrug van die Heilige Gees, sal dit dalk jou mense se vrug van die Heilige Gees wees, wat in jou gemeente is? Sal dit jou bywoning wees? Sal dit die mense wat gered word in jou gemeente wees? Daar's baie dinge wat ons die Here kan vra. Sal dit die finansies van jou gemeente wees? Ek het regtig 'n amen verwag op daai een. Ek het dan een. Ek sê ook amen op daai een. En ek het nie gesê ek kan net een ding vra nie. Ek het net gevra, wat sal jy die Here vra? Maar die implikasie is, wat is dit wat jy die Here sou vra? Vermenigvuldig asseblief vir my. En ek lees saam met jou in Markus die 8ste hoofstuk, vers 1. Ongeveer dieselfde tyd was daar weer 'n groot menigte mense by Jesus. Omdat hulle nie kos gehad het nie, het Jesus sy disippels nader geroep met die woorde: Ek is baie jammer vir hierdie mense, want hulle is nou al 3 dae by my en het niks om te eet nie. As ek hulle met leë maë huis toe stuur, gaan hulle langs die pad van honger doodgaan. Die Afrikaanse vertaling sê beswyk. Party van hulle kom ook nog van ver af. Sy disippels antwoord hom toe: Hoe op aarde sal ons in hierdie verlate wêreld kos kry vir al hierdie mense? Hoeveel brode het julle? Het hy gevra. 7 het hulle geantwoord. Hy sê toe, almal moet op die grond gaan sit. Daarop neem Jesus die 7 brode, dank God daarvoor, breek dit en gee dit aan sy disippels, wat dit weer onder die skare uitdeel. Hulle het ook 'n paar visse gehad. Nadat Jesus die seën oor die visse uitgespreek het, het hy gesê dat dit ook uitgedeel moes word. Hulle het geëet totdat hulle versadig was. Van die oorskiet van die brood het hulle nog 7 mandjies vol opgetel. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toe gestuur. Toe het hy dadelik saam met sy disippels in die boot geklim en die see oorgesteek na die omgewing van Dalmanuta. Hierdie mense sit met 'n redelike groot krisis. Miskien is ons gewoond aan die storie, dis die tweede vermeerdering van die brode. Hier's 4000 mense, hierdie ouens het nie kos nie. Nou om jou daaraan in te dink, as ons vanaand een of ander liturg of vanmiddag gesê het, ouens, ons is baie jammer. Die braaivleis het nie gekom nie. Die bank is gevries. So die pin 3 keer ingetik, is 'n disaster, verkeerd. Die rekening is gelok, elkeen vir homself, dan was dit 'n krisis. En dan was nie so 'n groot krisis. Die ouens het geen kos nie. Dis 'n groot probleem. Hulle sit met 'n astronomiese probleem. Daar's nie fast foods nie. Daar's nie KFC op die hoek nie.
Hulle is in 'n verlate plek, so hulle sit met 'n werklike probleem. Daar's dalk ou mense, daar's dalk kinders, spekulasie, daar's dalk siek mense, maar die punt is, die mense sit met 'n probleem. 'n Werklike probleem. Want is 'n groot menigte mense. Dit kan gebeur, dat ek en jy in 'n situasie kom, wat ons met 'n probleem sit. Dit kan gebeur in die bediening, dat ek en jy met 'n probleem sit. In alle waarskynlikheid is daar 1 of 2 probleme aanwesig vanaand, in hierdie gehoor. As Kobus sê, 60% van ons gemeentes het nie begroting gemaak nie, dan sê dit vir my, dat van ons kan doen met 'n vermenigvuldiging van inkomste, in die gemeente. Dit kan selfs 'n effense probleem wees. Dit kan selfs 'n ernstige probleem wees. Wat ook al die situasie, die ouens sit met die probleem en Jesus het die oplossing, maar ek sien in vers 2 iets interessants. Jesus sê, ek is baie jammer vir hierdie mense. Dis vir my opvallend dat Jesus medelee het met jou probleem. En hy het medelee met die probleme van mense. Hy gee om daaroor. Dis vir hom kosbaar. Dis nie asof hy apaties staan teenoor hierdie probleem nie. Jesus het in sy hart 'n probleem, 'n omgee vir die mense in die krisis wat hulle in die gesig staar. Die disippels dink ons moet van hierdie probleem ontslaa raak. Jesus dink hulle moet iets aan die probleem doen. En nou sien ons hierdie probleem word al groter. Nou interessant, ek het 'n soortgelyke woord, baie soortgelyke woord gepreek in ons kerk, TD Kerk in Januarie hierdie jaar toe ek visie gedeel het, omdat ek geglo dis 'n woord wat die Here ons gee vir die jaar. En wanneer ek vanaand sê ek deel iets met jou wat ek glo is 'n woord wat die Here gee vir die jaar. En op daai stadium het ek gesê ek glo dat die Here wil hê dat dit goed gaan hierdie jaar en dat dit 'n voorspoedige jaar gaan wees. En soos met meeste mense wanneer dit 'n nuwe jaar is, het daar iets wonderliks gebeur, iets magies, toe dit 12:00 die aand raak van die 2024. In 2025 is alles nuut. En jy het net 'n positiewer gesindheid en 'n positiewer gees, of is gebeur dit net met my? Ek dink dit gebeur met die meeste ouens. Die lug is blouer, die voëls sing mooier. Dis 'n nuwe jaar. Wat ook al die siege daar agter is, maar met 'n nuwe jaar het ons hoop en ek het regtig gehoop dat die nuwe jaar gaan 'n beter finansiële vooruitsig hê, die ekonomie gaan begin optel, die Government of National Unity gaan op al die pistons begin fire, dinge gaan loop soos dit moet loop. Hierdie jaar gaan beter wees, veral omdat ek hierdie woord by die Here gekry het van voorspoed en hy gaan vermenigvuldig. En ek wil vir jou sê, die Here gaan vermenigvuldig, maar toe gebeur Trump. En hierdie ou is effens onvoorspelbaar. Hy sê goedjies. En dan begin die markte dinge doen. Hy kanselleer die hulp na ons land toe, hy jaag ons ambassadeur weg en 'n paar ander dinge en miskien verstaan almal nie die impak nie, maar daar is, en ons is in die NGO space, nê? En skielik is al miljoene nie beskikbaar vir die NGO's nie, en daar's baie mense wat nou nog werkloos gaan wees as gevolg van dit, en ek lewer nie uitspraak oor die beleide van die land en die politiek nie, ek sê net skielik, lyk die ekonomiese vooruitsig nie so van wat wonders nie, hulle kan ons selfs dalk uit Algoa uitskop en als, die uitsig lyk belemmerd, dit lyk nie so hot, soos ons gedink het, dit lyk nie, en ek sien dit gebeur hier ook, in vers 3 sê Jesus, as ek hulle met leë hande huis toe stuur, gaan hulle langs die pad van honger doodgaan, party van hulle kom van ver af, so die vooruitsig lyk nie goed in die situasie nie, en ek het hierdie in my hart gehad om dit te deel met Familie Adey, en te sê die Here wil vermenigvuldig, die Here wil hierdie jaar vir jou vermenigvuldig, en skielik sit ek met hierdie geloofskrisis, ek sê Here, moet ek so lank 'n ander woord begin soek, want die
die vooruitsig, lyk asof ek baie maklik dit kan, aan die einde van die jaar kan ouens omdraai en gesê het, Werner, jy het gesê, het gaan 'n jaar wees van vermenigvuldiging, ou seun, en het lyk of het so uitgepan het nie. En soos wat ek met die Here stoei en met die Here praat hieroor, kom dit in my gees en lê dit vas in my gees, nee, dis die woord wat die Here ons wil gee. Die Here gaan nie vermenigvuldig vir ons as gevolg van die ekonomie en as gevolg van die maar ten spyte van. En ek wil vir jou sê vanaand, ek wil vir jou baie profeties sê vanaand, dat jou mense, jou lidmate, jouself, in alle waarskynlikheid, maar jou lidmate, die mense wat na jou luister, gaan waarheid nodig hê hierdie jaar. Hulle gaan waarheid nodig hê oor die vermoë van God. Hulle gaan moet weet dat hy is die een wat kan vermenigvuldig, want dis wat hulle gaan nodig hê. Hulle gaan iemand nodig hê wat kan vermenigvuldig wanneer dit nie logies is nie. Daar's nie iets logies aan 7 brode wat 4000 mense voed nie. Daar's nie iets logies aan 'n paar visse wat 4000 mense voed. Dis nie logika daai nie. Dis nie dinge het reg uitgewerk of die planne het goed gewerk nie. Dis 'n wonderwerk en hierdie jaar gaan mense nodig hê dat die Here gaan vermenigvuldig in baie areas ten spyte van. Maar die woord wat ek in my gees dra en wat ek met jou wil deel is, dis wat die Here gaan doen. En dis wat die Here wil doen. Hy wil vermenigvuldig. Hy wil vermenigvuldig. Hy kan vermenigvuldig. Daar's 'n lied wat laas jaar uitgekom het, of 'n jaar voor, ek praat onder korreksie van Darlene Chech. En sy sing hierdie lied, in hierdie lied, You Will Make a Way, is die lied se naam. Ek weet daar's 'n ou lied, You Will Make a Way, van Hillsong, maar hier's 'n nuwe een. Gaan luister hom as jy hom nog nie gehoor het nie. Ek het hom vir Adele aangestuur, ek het gehoop ons sing hom ergens, nudge nudge, wink wink. Maar You Will Make a Way. En hierdie lied, sê sy hierdie woorde, sy sê impossible is what you do. En is 'n refrein wat ons nodig het om op te tel in ons gees. Impossible is what he does. He does impossible. In 'n geval, hier by die storie, Jesus sê vir hulle wel, ons hoeveel brode het julle? Hulle sê ons het 7 brode. Ek wil hê jy moet regtig die ding sien, die omstandighede is nie goed nie. Die uitsig is ook nie goed. Kyk, is een ding as die omstandighede sleg is, maar jy sien nog lig aan die einde van die tonnel. Maar as 'n ander ding as jy kyk na die omstandighede en niks wat jy sien lyk ook goed nie. Die vooruitsig lyk ook nie goed. Dis die situasie. Hy sê, wat het julle? En hulle sê hulle die 7 brode, en dis 'n ou woord, maar dis 'n belangrike woord, want hier is iets van die patroon van 'n wonderwerk wat ons al ken, maar miskien het jy nodig dat jy vanaand herinner word aan dit. Nou, ek het soms nodig om herinner te word aan dit, maar die patroon van 'n wonderwerk is wat het jy? Want jy het iets. En as jy dit vir die Here gee, kan hy dit vermenigvuldig. Dis daai hele ding van, wat het jy Moses, wat het jy in jou hand? Die stok wat jy in jou hand het. Wat het jy in jou hand? Want dis die patroon van 'n wonderwerk. Wat het jy in jou hand? Hy vra vir hulle, wat het hulle? Hulle sê wel, ons het 7 brode. En dit lyk my, Jesus sê wel, dan werk ons met die 7. En hy begin God dank, en hy kom hier in vers 6 en hy sê toe almal moet op die grond gaan sit en hy neem die 7 brode, Jesus, dank God, breek dit, gee dit aan die disippels wat dit weer onder die skare uitdeel en ek sien 2 dinge. Buiten wat het jy? Maar ek sien daar's 'n wag en daar's 'n werk.
En ek wil met jou praat oor wat ons gaan nodig hê vir hierdie vermenigvuldiging. Daar's 'n wag en daar's 'n werk. Die wag is die vertroue aspek. Om hierdie ding in die Here se hande oor te los. Maar Here, ons is 12, ons het net 7 samies. Ons moet dit klaar deel. Dan het ons elkeen 'n halwe broodjie plus 2 ekstra. Goeie wiskunde. Of gee al 7 vir my. Gee al 7 vir my. Dis daai ding op hartsvlak van het ek die vermoë om wragtig te sê, Here, die is u sin. Dis u bediening, dis u gemeente, dis u geld, dis u invloed, for that matter, dis u preek hierdie preek, Here. Dis u sin. Nou hierdie vir die Here gee is 'n baie interessante gee, want dis een ding om vir die Here te gee en ons moet gee met 'n verwagting. Ek meen daar's goeie skrif daarvoor, nê. Dink daaraan wie spaarsamig saai sal spaarsamig maai. So dit spreek baie duidelik van 'n verwagting. Ek saai en ek verwag dat daar gaan 'n oes wees en dis goed en dis reg. Maar daar kom kere wanneer jy die reg om terug te ontvang ook moet prys gee. Waar jy die 7 brode in die hand van die Here sit en jy sê, Here, al beteken dit dan, ek gaan nie eet nie. Daai vlak van, gee dit vir die Here. As dit dan beteken, Here, dat ek nie gaan eet nie, u sê, gee die 7 brode, dan gee ek die 7 brode. En ek gee my reg op alles. En ek wil met jou praat vanaand en sê, as jy wil vermenigvuldiging, wonderwerk van God hierdie jaar sien, gaan jy hierdie tipe moet gee. Jy gaan moet sê, Here, ek gee my reg op. Ek gee my reg op om dit selfs terug te kry. Wat u mee daarmee doen, dis as u vermenigvuldig, as u nie vermenigvuldig, dan vermenigvuldig u nie. Ek gee my reg op, dis u sin, hierdie probleem, ek verstaan nie vorentoe nie, dis u sin, Here, doen wat u wil. As u ons uit die vuur uitred, u kan ons uit die vuur uitred, dan red u ons uit die vuur uit, sê Sadrag, Mesach en Abednego. Maar as die Here ons nie red nie, dis okay, dan gaan ons nog steeds in die vuur in. My lewe is nie myne nie, Here, ek gee dit vir u. Ek gee dit vir u. Dis 'n ander tipe opgee, so dis die waggedeelte en dan is daar die werkgedeelte. Die werkgedeelte is, nou doen hulle wat Jesus sê, en ek dink Pieter het daaraan geraak, waar hy sê, is hierdie patroon van jy hoor wat sê die Here, nie doen wat sê die Here. So hulle hoor, okay, ons moet uitdeel, en dit maak nie baie sin nie, maar let's go, en die ouens begin uitdeel, en hulle deel uit, en die Here doen 'n wonderwerk. Is die doen gedeelte, en terwyl ek met hierdie woord sit, en ek praat met die Here hieroor, sê ek, Here, as ek vanaand die woord deel, ek ervaar, U wil hê iets moet skuif by mense. Iets moet skuif by ons. En ek vertrou die Here dat vanaand iets sal skuif, dat daar iets in die gees gebeur met jou, dat iets sal skuif by jou. En ek weet nie wat dit gaan wees nie, dit kan 'n mindset wees wat moet skuif. Dit kan 'n gesindheid wees wat moet skuif. Dit kan iets wees wat in jou pad is wat moet skuif. Dit kan iets wees wat in plek moet skuif, 'n strategie wat in plek moet skuif, 'n koneksie wat in plek moet skuif. Vir elke persoon is dit iets anders, maar ek vertrou die Here dat daar iets sal gebeur, dat daar een of ander skuif sal wees in die gees, en dat dit sal uitdrukking kry in wat ook al nodig het om uitdrukking te kry, maar ek vra toe die Here, wat is die issue hierso? Is die issue, is dit 'n geloofs-issue hierdie ding vir ons? Is dit 'n ding van, ons moet net U onwrikbaar vertrou hierdie jaar? Is dit die issue? Is dit
Here, ons vertrou U onwrikbaar, maak nie saak wat gebeur nie vir die vermenigvuldiging, is dit die issue? Of, Here, is die issue, hier moet 'n ander strategie kom. Hier moet 'n ander strategie kom, ons moet iets anders doen. Is dit dalk die issue? Of is die issue iets in my hart? Daar's dalk 'n hartsissue. Dalk moet die gesindheid anders wees. Dalk moet dit skuif. Dalk moet ek bely, dalk moet die aksie stop, dalk moet die sonde stop, dalk is die motief, is dit 'n ding wat hier moet skuif weer in my hart en in my werke, is dit daar iets wat moet skuif? Wat se issue is hierdie? En ek kan nie antwoord vir elke persoon wat jou issue nie. Ek dink daar gaan mense wees vir wie daar dalk 'n hartsissue is wat moet skuif. Vir God om sy vermenigvuldiging te doen. Ons praat oor integriteit en dit sal my verbaas as van ons nie al klaar aangespreek is tot hier toe oor dinge nie. En dis dalk iets wat moet skuif. Miskien vir van ons is dit 'n strategie, ons doen, hoe ons dit doen, sê die Here dalk, hoorie, jy gaan dit anders moet begin doen. Jy moet 'n ander plan volg, jy moet 'n ander patroon volg, jy moet iets anders doen. Dalk is dit en ek gaan nou iets sê oor in breë trekke wat ek glo die Here sê vir ons rondom die strategie en veral rondom die strategie van finansiële voorsiening en die strategie van jou gemeente groei. Ek gaan nou deel wat ek voel die Here sê daaroor. So ek weet nie wat is dit vir elke persoon nie. Vir party kan dit wees oor die hartsissue. Vir party kan dit 'n ding wees oor die strategie wat moet skuif. Maar iets wat ek verseker weet is vir almal van ons gaan daar 'n onwrikbare geloof moet wees. Vir almal van ons gaan daar daai vertroue moet wees dat Here, ek gee op, ek gee so op, ek gee selfs die reg om terug te ontvang op. Ek vertrou U. Ek vertrou U, ek vertrou U, ek vertrou U, Here. Dan sê dit hier in vers 7, hulle het ook 'n paar visies gehad. Ek lees spesifiek die Markus gedeelte en nie die ander evangelies wat ook hierna verwys nie. Want in die ander evangelies sien mense dit nie raak nie. Jy sien dit in die Markus gedeelte raak dat Jesus nie die brood en die vis in hierdie geval, onthou dis die tweede vermeerdering van die brode, in hierdie geval gelyk gedoen het nie. In hierdie geval het hy die brood vermeerder. En dude, lyk dit vir my, jy sien die disippels, hierdie is cool. En toe sê ons eintlik bietjie gejok, Here, in Petrus se kosblik is ook 'n paar visies. want hulle bring toe die vis na die brood. Het julle gesien nou? Hulle bring toe die vis na die brood en toe vermeerder hy die vis ook. En wat ek nou vir jou deel, moet my nie eksegeties oordeel nie, asseblief. Dan gaan ek pak slaag kry. Oordeel my profeties. Aan die einde van die jaar. Nie nou nie, aan die einde. Maar hoekom ek die Markus gedeelte gebruik en die vis uithaal is omdat die Here met my gepraat het en iets sê oor die vis. En daar is my tema vanaand, vermenigvuldig jou vis. Vermenigvuldig jou vis. Jy sien die brood, en dis 'n aanname, maar ek neem aan hulle het die brood gekoop. En dit saamgeneem, of dalk het hulle dit gebak, daar in 'n muur so, soos die ou voortrekkers, I don't know. Maar ek het dink daar is 'n hoë moontlikheid dat hulle is langs die see van Galilea. Daar's 'n redelike klomp van sy disippels wat vissermanne van beroep is, dat hulle die vis gevang het. Want die hike and chip shop was nie in daai verlate plek. En hoekom is dit belangrik? Want dit wys na jou arbeid. En wanneer ons praat oor, Here, hoe wil U vermenigvuldig? En ek het gesê ek wil iets in breë strekke oor die strategie sê.
En ek glo dis 'n stuk strategie wat God vir ons in Hebreë wil gee. Die details kan jy self by die Here hoor. Ek sê klaar vir jou, jy gaan geloof nodig hê vir vermenigvuldiging ten spyte van hierdie jaar. Ek sê klaar vir jou, die Here gaan vermenigvuldig. Ek sê jy gaan geloof nodig hê. Dankie vir die een amen. Lucia. Een ou wat glo, hy gaan vermenigvuldig. En dis nie eers 'n ou nie. Dis 'n vrou. Hy gaan vermenigvuldig. Tweedens, jy gaan geloof nodig hê. Derdens, dalk gaan daar iets in jou gees, in jou hart, in jou gesindheid, wat ook al moet skuif, moontlik, by sommige van ons, as ek oortuig. By van ons gaan strategie moet skuif, maar in die breë trekke, glo ek, die Here gee vir ons, meeste van ons hierdie strategie, en ek gaan lees uit Matteus 17, vers 24. By hulle aankoms in Kapernaum met die beamptes wat die tempelbelasting invorder vir Petrus genader met die woorde: betaal julle leermeester dan nie die tempelbelasting nie. Hy antwoord: natuurlik betaal hy dit. Toe hy tuis kom met Jesus om met Jesus daaroor te praat, spring Jesus hom voor en vra: Petrus, hoe sou jy sê, van wie vorder die konings van hierdie wêreld tolgeld en belastings in? Van hul eie mense of van die buitelanders wat hulle verslaan het? Petrus antwoord: van die buitelanders. Sê Jesus vir hom: dan is hulle eie mense mos vrygestel. Maar om hulle liewer nie aanstoot te gee nie, gaan jy af see toe en gooi 'n lyn in. Die eerste vis wat jy uittrek, maak sy bek oop en jy sal 'n muntstuk daarin kry. Vat dit en gaan betaal jy ons altwee se belasting daarmee. Jesus maak 'n punt. Hy sê ons is besig met koninkrykswerk. Ons is kinders van die koning. Tempelbelasting eintlik is met ons uit te waai nie. Want ons is koningskinders. Hy sê maar ons bly in 'n stelsel waar daar sekulêre verantwoordelikhede is. En ons kan nie van dit af wegkom nie. Ek weet nie, miskien is hier van julle wat soos gereeld, jy vas 6 dae 'n week, jy eet net 1 dag. Jy's diep geestelik. Mense val om as hulle net in jou driveway kom. Maar as jy nie jou huispaaiement kan betaal nie, dan raak dit 'n probleem vir jou. As jou kerk nie jou salaris kan betaal nie, nie dat ek al ooit in so 'n situasie was nie. En hulle betaal jou stuk, nie dat ek al ooit, dan raak dit 'n probleem vir jou. Ek moet nou bieg. Miskien bietjie te deursigtig. Maar ek was al in so 'n situasie. Dan raak dit 'n probleem vir jou. Dan raak dit 'n probleem. Daar's 'n struktuur en Petrus en Jesus sê daar's 'n struktuur, daar's tempelbelastings en goed. Maar Jesus gee hom die oplossing en hoor wat ek sê, moet my nie eksegeties beoordeel, maar beoordeel my profeties, want die Here sê vir my hierdie ding. Hy sê familie Day, koninkrykskinders, ek gaan vir julle vermenigvuldig ten spyte van, maar jou voorsiening is in die vis. Gaan vang vis. Gaan vang vis. Gaan vang vis. En ons verstaan wat bedoel ons wanneer ons praat van vis. Ons praat van mense wat tot bekering moet kom. Ons praat van mense wat Jesus nodig het. So moenie jou strategie gaan bou om jou ou wat mou, maar hy's dan baie ryk, maar hy betaal eintlik nog nooit sy 10de nie. Ek spot altyd, dan sien ek die een ou in ons gemeente, hy is redelik wel af. Dan sê ek altyd, jy moet swaar kry met sy, want ek sien hy kom uit op R10,000 'n maand. Ek weet nie betaal hy al sy karre nie. Maar dit help nie ons sit al ons energie in ander goed nie, en tensy die Here vir jou sê, by al mens, reik uit na mense, maar ek wil vir jou sê, reik uit na ongeredde mense.
En jy gaan verbaas wees dat die muntstuk gaan in die vis se mond wees. En nou gaan jy sê, maar die ouens wat ons wen vir die Here, die ouens is nie die beste lot nie, van hulle is dwelmverslaafdes. Ons sit in so 'n situasie in ons Engelse kampus, die ding groei man, is fenomenaal, maar die meeste van die ouens vertrou die Here vir werk. Alright. Hulle sukkel nog met dwelm. Sê elke nou en dan so 'n relapse dan. Help die mense, die ouens om weer aan die gang te kom en dan hang op ons weer aan. En dan sê Here, dit lyk nie vir my na die regte strategie hier. Hier is nie baie logika nie, Here. Moet ons nie dalk fokus op 'n paar ander ouens nie. En ek sê nie moet op hulle fokus nie, maar daar's niks logies aan 'n muntstuk in 'n vis se bek nie. Daar's niks logies aan dit nie. Daar's niks logies aan 7 brode en 'n paar visse wat 4000 mense voed nie. Daar's niks logies aan dit nie. En ek wil by jou aflewer vanaand dat iets van ons breë strategie wat die Here vir ons wil gee vir die vermenigvuldiging hierdie jaar ten spyte van is vang vis. Vang vis. As ek hierdie vis vang, die voorsiening gaan in sy bek wees. Die voorsiening gaan in sy bek wees. Ek wil vra dat, nou gaan ek stout wees, voor die tyd toe sê Adel, ek moet nou net nie sê Adel moet op die klavier gaan speel. Nou, omdat sy dit gesê het, gaan ek vra Adel, nie vir my op die klavier spring nie, asseblief. Dis jou straf oor ons nog nie, He Will Make a Way sing nie. Leer nou uit hierdie koop, as jy nie weer klavier toe geroep wil word. My vrou het sê, die klawers net so 'n bietjie slaan en ons spandeer net 'n oomblik. Maar ek het gesê, ek wil die Here vertrou dat iets skuif in jou gees, en ek wil nie 'n ding ry nie, ek gee oor aan, waar is ons liturg? Daar's, ek gaan aan hom oorgee, hy kan die ding lees en vat soos hy wil. Maar bring iets na die Here toe wat jy wil hê hy moet vermenigvuldig. En vra hom, is daar iets wat moet skuif? Vertrou hom daarvoor. Vertrou hom vir dit wat jy wil hê hy moet vermenigvuldig vanaand. Vertrou hom, sit dit voor hom neer. Sê Here, ek sal dit neersit en ek sal selfs die res om dit terug te kry vir u gee. Maar ek vertrou u. Ek vertrou u. Liewe Vader, dankie dat u die God is wat, nie net die brood nie net wat nodig was nie, maar het besluit hierdie ouens kort vleis ook, nou ja, vis, maar meer as genoeg. Dis ekstra gewees. Dis ekstra gewees. Dankie Here dat u vir ons oorvloed gee in 'n woestyn. U maak wat ons nie meer kan maak nie, waar ons nie 'n plan kan maak nie, maak u meer. U gee oorvloed, Here. En ek wil bid vanaand vir elkeen van ons en elke persoon wat in geloof na u toe kom vanaand. Vermenigvuldig asseblief dit wat voor u gebring word. Dit wat voor u voete geplaas word vanaand, Here. Vermenigvuldig asseblief. Vader, dalk is daar geloof nodig. Dalk is dit juist geloof wat vermenigvuldig moet word. Dan vra ek, vermenigvuldig vanaand geloof, Here. Vermenigvuldig vanaand geloof. Dankie, Here.